Ons gaan in ons volgende hoofstuk gaan ons 'n bietjie die vergelykings van 'n sirkel met 'n middelpunt by AB. So ons gaan nie met die oorsprong werk nie. Die sirkel is nou besig om 'n bietjie rond te beweeg. Right, kom ons kyk gou. Ons gebruik die afstandsformule om altyd die afstand tussen byvoorbeeld 'n D en E te gaan bereken. So ons gaan altyd ons middelpunt na 'n punt toe op ons sirkel gaan om die radius te bereken, die afstandsformule te gebruik. So byvoorbeeld hierso DE is x2 minus x1 met ons kwadraat en dan is dit y2 minus y1 kwadraat. Soos ek jou afstandsformule hier kry dit op jou formuleblad. Maak dit seker hy's reg op die formuleblad. So DE kan ons skryf as R. So R in plaas van DE skryf ons nou R want ons gaan nou so te sê die vergelyking nou gaan uitwerk. So x kwadraat bly nog steeds daai x2 minus x1 kwadraat plus y2 minus y1 kwadraat bly nog dieselfde. So ons gaan dit nou net maar 'n bietjie verander nou. Omdat ons dit in R kwadraat soek, vat ons en julle het dit nou al gesien skole, al julle gebruik 'n onderwyser, julle gaan fisies moet kwadreer aan weerskante. Dit is so ons die R kwadraat gekry het en dan die vierkantswortel weggeraak het. Hoekom het die vierkantswortel weggegaan? Want ons weet 'n wortel maal 'n wortel, die wortel val weg en net die onder wat in die wortel gebly het, het oorgebly. So kom ons kyk gou hier. So nou het ek nog gegaan en nou het ek dit gaan verander. In plaas van x en daai het ek nou gebruik vir a en b. Is baie makliker om dit te gebruik. So ons het nou die formule r kwadraat is gelyk aan x2 minus x1 kwadraat plus y2 minus y1 kwadraat. Nou gaan ons dit gou 'n bietjie gaan instel. Kom ons gebruik dan die koördinaat van E wat x en y is en D wat nou a en b is en ons gaan stel dit nou heel in. So ons gaan stel dit nou in en ons kry nou in plaas van sien julle daar is nou 'n a en daar is 'n b. Daai noem ons jou sirkelvergelyking as die middelpunt nie deur die oorsprong gaan nie. Dis lekker maklik. Julle moet hom maar net so gaan leer. Dit verander nooit. So kom ons kyk gou hierso na 'n voorbeeld. Voorbeeld 1 sê vir ons f 6 en minus 4 is 'n punt op die sirkel met die middelpunt A wat 3 en minus 4 is. So normaalweg as jy gaan vra gaan teken eers gou met die sirkel. So normaalweg gaan trek jy jou x en y afsnitte of die asse. Nou partykeer dan vra die klomp nou van waar die hel moet 'n mens nou die goed nou gaan skryf. Begin klaar by die middelpunt. Hy gaan min of meer so lyk. En julle het nou al gesien in die vorige video's waar ons die simmetrie gedoen het, bedoelend vanaf die een punt van die sirkel tot by die middelpunt sal dieselfde afstand wees van die middelpunt tot by die ander kant van die sirkel. So as ons hom gaan trek, julle stem saam met ons dat by A is dit 3 en minus 4. So as ons hierso ook gaan kyk, die afstand van daai punt, van daar tot daar, is dit 6 en minus 4, so dit was in totaal 3 eenhede. So van hier tot hierso sal ook 3 eenhede wees. Maklik, né? So in die eksamen kan jy moet nie perfek gaan teken nie. Jy kan net 'n rofweg ene gee. Ons soek altyd die middelpunt en ons soek 'n punt op die sirkel. Ons kyk of hy in die regte kwadrant lê. So nou vra hulle vir ons bepaal nou die vergelyking van die sirkel. So as ons nou die bepaal van die vergelyking van die sirkel nou gaan doen, is ons gaan eers die formule gaan neerskryf. Daar is ons formule. X minus a kwadraat plus y minus b kwadraat sal ek aan r kwadraat. As jy die r eerste geskryf het, dit is nog steeds 100%. So nou gaan stel ons altyd eers die middelpunt in. Nou as ons gaan kyk daarso, sien julle by die a was dit oorspronklik, was dit 'n 3 en 'n minus 4 en nou het hulle verander. So altyd as julle nou hierdie gaan doen, is julle gaan altyd sy teenoorgestelde gaan instel. So positief 3 word nou minus 3 en negatief 4 word nou positief 4. Eenvoudig soos dit. Dan, julle moet net baie versigtig wees. Ons werk met r kwadraat, nie net met r nie. So as jy die radius gaan bereken, moet jy hom gaan instel. Hierso werk jy vir r kwadraat uit. Dan gaan vat jy enige ander punt wat vir jou gegee is op die sirkel. En die enigste punt wat nou vir jou gegee is f. So gaan stel maar net in, ons gaan nou vir 6 daar by x gaan instel en vir minus 4 by y, ons werk hom net gou vinnig uit en ons skryf vir r kwadraat gelyk aan 9. Moet nie die vierkantswortel vat nie, ek wil nie weet wat is die radius nie,
Ek wil hê hierdie twee, kom ek vat gou 'n ander kleur hierso. Julle sien daarso en in ons vergelyking, so hy moet dieselfde wees, moet nie sy vierkantswortel vat nie. As jy sy vierkantswortel vat, moet jy dan die 3 weer gaan terug instel. Wat moeite is en ons probeer tyd spaar as ons 'n toets of 'n eksamen skryf. So in ons finale en as hulle vra vir die vergelyking, onthou om die finale vergelyking weer met alles te gaan instel. So dis x minus 3 in hakkies kwadraat plus y plus 4 kwadraat is gelyk aan 9. En daai het jy nou die vergelyking van die sirkel bereken deur om 'n middelpunt te gebruik het en 'n punt op die sirkel. Nou, hierso is nog steeds dieselfde. Ons kan dit net in 'n ander formaat vir julle vra. So julle gaan dit dink, hoe hierso is dit maar net ax kwadraat plus bx plus ci kwadraat plus dy plus j. Hulle kan dit op baie verskillende maniere herrangskik. So moet jy stres, gaan kyk met hoe hulle hom vra en dan gaan skryf jy maar net jou finale antwoord maar net in die regte volgorde. Nou, ek het al gesien baie boeke skryf dit ook op 'n manier dat hulle die kwadrate bymekaar sit, soos die x kwadraat plus die y kwadraat en dan die xy en dan 'n konstante e. Normaalweg is e maar jou konstante is gelyk aan 0. Kyk net mooi hoe hulle hom vra. Daar is niks, jy moet niks ernstigs gaan doen nie, jy moet maar net kyk in watter formaat hulle dit jou gee. So A, B, C, D en E is maar net plekhouers vir waardes, so dit is nou 3, 4, 5, minus 1, minus 'n half. So kyk maar net na jou volgorde. Ek hoop jy ken jou vierkantsvoltooiing of voltooiing van vierkante. Hier gaan julle dit redelik 'n bietjie moet gebruik. Dit is regtig eenvoudig. Kyk maar hoe julle onderwyser dit gedoen. Ek gaan dit op my manier vir julle wys, want vir my is dit ek doen dit nou maar so. As juffrou vir julle dit op 'n ander manier gedoen het, julle is altyd welkom om dit te gebruik. So kom ons kyk gou hier na voorbeeld 2. Bepaal die vergelyking van die sirkel in die vorm van ax kwadraat plus bx plus ci kwadraat plus dy plus e is gelyk aan 0. Hier gee ek nou vir julle weer die middelpunt, m minus 3 en 1, en dit gaan deur 'n punt n, wat 5 en 7 is. So as ons nou gaan dink nou aan die sirkel, ons gaan altyd nou ons middelpunt vat, en die punt op ons sirkel, om gou die radius te gaan bereken. So as ons nou gou gaan vinnig gaan, julle stem saam met my, dit gaan nou mn wees. Laat ek net gou die vierkantswortel vir ons insit hier, en ons gaan nou so te sê die afstandsformule gebruik. So dit word nou 5 minus 3 kwadraat plus 7 minus 1 kwadraat. Ons kry dan 'n waarde van 10. Hierdie is nou net r. Sien jy nou dat ek kom nie in kwadraatvorm by mn gehad het nie, dit sê vir ons daai is r nie r kwadraat nie. So al wat ons nou gaan doen is, ons gaan skryf nou vir ons die vergelyking neer. Wat is die vergelyking van 'n sirkel as hy nie deur die oorsprong gaan nie? So dit word x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat gelyk aan r kwadraat. En nog eens stel ons dit gou vinnig ons middelpunt in, wat vir ons gegee het. Ons het nou net gesien, as jy die middelpunt gaan vat, so minus 3, word nou plus 3. En ons kan nou gaan sê, dat die b is plus 1, so hy word minus 1. Nou hier moet julle baie versigtig wees, daar is 'n kwadraat, ons het nou net vir r gaan bereken, so jy moet hom dan gaan insit as 10 kwadraat. Dis nie lekker maklik. Al wat nou gaan sien is, as ons daai soort uitdrukking wil gaan hê, of die vergelykingsuitdrukking is 'n vergelyking, sorry, dan moet ons maar net die hakkies gaan uitmaal. So ons weet x plus 3 se kwadraat, as ons dit gaan uitmaal volgens ons FOIL method, dan word dit x kwadraat plus 6x plus 9. Ons het nou net hierdie hakkie gaan uitmaal. Plus, nou werk ons gou die y minus 1 se hakkie uit, dit word y kwadraat minus 2y plus 1, en dene is dan gelyk aan 100. Al wat ons sien is hy is gelyk aan 0 hierbo, hy is gelyk aan 0, so ons gaan net alles een kant toe vat, so dit word nou x kwadraat plus 6x, dan gaan ons dit plus y kwadraat gaan skryf minus 2y,
En ons kan die twee nou by mekaar gaan tel. 9 plus 1 gee vir ons 10. Kom ons vat die 100 nou net oor en dan kry ons minus 100 gelyk aan 0. Sien, ons begin nou nader te beweeg. So dit word nou x kwadraat plus 6x plus y kwadraat minus 2y minus 90 is gelyk aan 0. En daar het ons hom nou net in die vorm gesit. Dit is ons ax kwadraat plus bx plus cy kwadraat plus dy plus e is gelyk aan 0. Dis nie nodig om daai te skryf nie, ek wys maar net vir julle hoe dit daar so lyk. Sien, is lekker maklik. By voorbeeld 3 sê hulle vir ons nou bepaal die koördinate van die middelpunt van die sirkel en die lengte van die radius vir 3x kwadraat plus 6x plus 3y kwadraat minus 12y minus 33 is gelyk aan 0. Nou ek wil hê ons moet dit, nou hierso gaan ons julle normaalweg vra om dit eers terug te vat, dat hy na die gewone vergelyking toe gaan van die x minus a kwadraat plus die y minus b kwadraat, gelyk aan r kwadraat. So hier gaan ons moet vierkantsvoltooiing toepas. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou eers gaan, en ons mag nou, as ons vierkantsvoltooiing, julle het ook al gesien, dan mag niks voor die x kwadraat wees nie, so dan mag ook niks voor die y kwadraat staan, behalwe 1 nie. So die maklikste hierso gaan wees is altyd dieselfde, normaalweg is altyd dieselfde. So ons gaan deel met 3 dwarsdeur. Wat ons aan die linkerkant doen, doen ons aan die regterkant. So kom ek skryf hom net gou vanaf ons oor daarso. So dit is x kwadraat plus 2x plus y kwadraat minus 4y minus 11 gelyk aan 0. Nou gaan ons net gou 'n bietjie moet om 'n bietjie anders net gaan skryf, dat dit vir ons makliker kan wees. So nou word dit x kwadraat plus 2x, los redelike area oop van hom. En dan kan ons die plus die y kwadraat skryf minus die 4y, los ook 'n areaatjie 'n bietjie oop, en dan vat ons die minus 11 oor, dan word hy positief 11. Nou gaan ons maar net 'n bietjie invulwerk doen. As ons gaan 'n getal kry hierso by telling kwadreer, wat ons aan ons linkerkant doen, doen ons aan ons regterkant. Nou om daai getal te kry, vat jy die helfte van die koëffisiënt van x. Soos daai netjie daarso. So daai is plus 2, die helfte van plus 2 is plus 1. Ek hou daarvan om hulle in die hakkie te los. Onthou om die teken by te sit as jy my metode gaan volg. Die teken daar binne gaan jou help om jou hakkie reg te kry. So kom ons vat vir die volgende ene. Ons gaan nou dit dieselfde met y doen. Daar gaan weer 'n getal wees wat ons gaan bytel en kwadreer, wat ons aan die linkerkant doen, doen ons aan die regterkant. Wat gaan ons doen? Ons gaan nou die koëffisiënt van y vat. En ons vat die helfte van ons. Die helfte van minus 4 is minus 2, wat ons in hierdie ene skryf, skryf ons aan die ander kant steentjie ook. Right. Nou gaan ons net gou vinnig gaan invul. Hierdie is 'n 3 term. Ons gaan die 3 term net nou in 'n hakkie gaan skryf, so dit word x. Nou daai plus 1 wat ek daarso het, gaan ek net gaan herskryf. Baie van die boeke gaan maal dit uit, dan is dit plus 1 wat reg is, maar ek hou nie so baie daarvan. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Ek hou nie daarvan nie, want partykeer dan twyfel ek maar oor my tekens. So kom ons kyk gou by die volgende ene, so dit is plus y. En dan wat gaan ons in sy hakkie gaan sit? Die minus 2 gaan in sy plek in daarso. Is gelyk aan, so daar het ons klaar daai gevorm. En dan gaan ons nou maar net hierdie by mekaar moet gaan tel. Soos hulle by mekaar gaan tel, gee vir ons dan 'n waarde van 16. So nou gaan ons nou vra, as ons die vraag was, bepaal die koördinate van die middelpunt van die sirkel en die lengte van die radius. So jy gaan nou maar net gaan sê die sirkel se middelpunte of se middelpunt is wat? Ons gaan weer sy teenoorgestelde gaan skryf, so dis minus 1. Ons gaan die teenoorgestelde gaan skryf van y wat dan 2 is, die meelesom. En dan gaan ons gaan sê dat die radius, ons gaan dan, sien dat daai was ons r kwadraat. Ons ken hom as r kwadraat, so ons gaan sy vierkantswortel vat en ons werk met positief
4. Daar het julle nou net die middelpunt gaan bereken en die radius.